Welkom by ons Afrikaanse lesstudie vir hierdie week. Ons gaan voort met ons in-diepte Bybelstudie-reeks om 'n hegter verhouding met God te hê. Ons is by les 8 en ons gesels oor om geloof te hê. Iemand het eens gesê geloof is soos Wi-Fi. Dit is onsigbaar, tog is dit by magte om jou met die noodsaaklikhede van die lewe te konnekteer. Dit is ongetwyfeld so. Sonder geloof kan daar nie 'n verhouding met God wees nie. Hoe gaan dit vandag met jou geloof? Was jou geloof in God al wankelrig? Dalk het jy iets deurgemaak, iets uitdagends wat jou geloof op 'n soort breekpunt gebring het. Jou laat voel het dat jou hegte verhouding met God by 'n dooiepunt gekom het. Of dalk is die teendeel waar, dat jou geloof soos 'n roos is. Eers kom die stingel, dan die klein blomknoppie wat al hoe groter groei totdat die kelkblare uiteindelik oopmaak en 'n opsigtelike kleurvolle blom dan ontvou en wat dan die vertrek waarin dit geplaas is met 'n onvergeetlike geur vul. Geloof is nie iets wat ons uit ons eie uit kan voortbring nie. Dit is 'n geskenk vanaf God en duidelik 'n genadegawe van God. Tog, daardie geloof in God is slegs moontlik danksy die dinge wat hy in en deur ons lewens asook vir ons doen. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, terwyl ons weer eens u woord gaan open, gaan gesels oor geloof, Heer, leer vir ons lesse. Help vir ons om prakties ons geloof in u te versterk. Heer, ek bid dat u deur u woord met ons sal spreek, dat die Heilige Gees hier met ons sal wees. Raak ons nou aan in hierdie oomblik, is ons gebed in Jesus naam. Amen. Ons geheeteks kom uit Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Kennis van God, Bybelstudie en gebed het een gemeenskaplike element om transformerend in ons lewens te wees, en daardie element is geloof. Sonder geloof word hierdie elemente bloot kennis of rituele sonder betekenis. Maar met God word hulle kragtige elemente wat ons na die hoogste hoogtes van ons geestelike ervaring neem. Alle dinge is moontlik vir die een wat glo, het Jesus gesê in Markus 9:23. Ons kyk in vandag se studie na 2 hoofpunte. Ons gaan eerstens kyk na verskillende tipes van geloof en dan gaan ons kyk wat is geloof. Ons begin eerstens met geloof en tekens. Johannes 4 vers 48 staan daar. Jesus sê toe vir hom, as julle nie tekens en wonders sien nie, sal julle nooit glo nie. Miskien het jy al mense hoor sê, as ek net self kon sien hoe die Rooi See oopgegaan het, of hoe die manna op die grond geval het, of hoe Jesus die blinde genees het, dan sou ek ook kon glo. Dalk het soortgelyke dinge ook al by jou opgekom. 'n Mens kan ook die teendeel aanvoer. Wel, dit is makliker vir ons om te glo as wat dit was vir die Bybelkarakters, nie waar nie? Die Israeliete het nie die hele volledige skrif tot hulle beskikking gehad nie. Anders as ons het hulle in daardie stadium nog nie 'n ellelange geskiedenis gehad om op terug te kyk nie. 'n Teken is 'n kenmerkende merk of 'n demonstrasie wat gegee word om 'n geïnspireerde boodskap te bevestig of goddelike gesag te ondersteun. Alhoewel 'n teken gewoonlik as 'n wonderwerk verstaan word, soos in die bruilof van Kanaan wat ons van lees in Johannes 2 vers 11. Hierdie eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen en hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disippels het in hom geglo. Was die feit dat die Israeliete voor die berg Sinaï kamp opgeslaan het om God te aanbid ook as 'n teken gegee volgens Eksodus 3 vers 12? En hy antwoord, ek sal met jou wees en dit sal vir jou 'n teken wees dat ek jou gestuur het. As jy die volk uit Egipte uitgelei het, sal julle op hierdie berg God dien. Die Fariseërs wou hulle geloof gebaseer het op tekens en het Jesus gevra om enige teken te wys wat kon bewys dat hy die Messias is, sodat hulle in hom kon glo. Ons lees daarvan in Markus 8 vers 11. En die Fariseërs het uitgegaan en met hom begin rede twis en van hom 'n teken
uit die hemel gevra om hom te versoek. Jesus was gefrustreerd toe hulle 'n teken gevra het om hul gebrek aan geloof te regverdig. Ons sien dit in Markus 8 vers 12. Toe sug hy swaar in sy gees en sê, waarom begeer hierdie geslag 'n teken? Voorwaar ek sê vir julle, aan hierdie geslag sal sekerlik geen teken gegee word nie. Wanneer iemand nie wil glo nie, kan geen teken hom oortuig nie. God het genoegsame bewyse in sy woord en in die natuur gegee, sodat elkeen wat wil glo, kan glo. Tog is daar altyd ruimte vir twyfel. Daarom het Jesus 'n spesiale seën gegee aan die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Ons lees daarvan in Johannes 20 vanaf vers 29 oor die verhaal van Thomas. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie en tog geglo het. Tog vereis die Here nie blinde geloof van ons nie. Hy het ons reeds so baie redes gegee om te glo. Ten spyte van al daardie redes steek twyfel altyd ergens kop uit. Die kuur vir hierdie knaande probleem is om te fokus op al die dinge wat ons geloof bevestig en nie op die dinge wat twyfel bring nie. Beskryf binne 60 sekondes jou geloof in God. Kan jy dit doen? Wat sê hierdie oefeningkie vir jou aangaande jou wandel met God? Ons beweeg aan na die maatstaf van geloof. Lukas 17 vers 6 sê, hy het geantwoord, as julle geloof gehad het soos 'n mosterdsaad, sou julle vir hierdie moerbeiboom sê, word ontwortel en in die see geplant en hy sou julle gehoorsaam wees. Daar is verskillende maatreëls van geloof en ons kyk eerstens na die geloof van die apostels. Die disippels was saam met Jesus op 'n boot op reis toe daar 'n groot storm opkom wat selfs hulle lewens in gevaar gestel het. Maar Jesus het rustig geslaap. Hulle het angstig Jesus wakker gemaak en gevra of hy nie omgee dat hulle vergaan nie. En Jesus antwoord hulle kalm en sê, waarom is julle so bang? Het julle dan geen geloof nie volgens Markus 4 vers 40? Die volgende een is, ons kyk na Petrus se geloof. Weereens het die disippels gereis per boot en toe sien hulle Jesus na hulle toe loop op die water. Impulsief vra Petrus dat as dit Jesus is, moet hy beveel dat hy na hom toe moet kom op die water. Maar toe Petrus sy oë van Jesus afhaal en na die stormende gevaar om hom kyk, begin hy sink en Jesus sê vir Petrus, klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Matteus 14:31. Kom ons kyk na 'n vader se geloof. Daar was 'n vader met 'n seun wat getuister was deur 'n demoon. Die disippels kon hom nie help nie en Jesus het gesê dat dit was as gevolg van hulle ongeloof. Jesus sê toe dat deur geloof alles moontlik is. Die vader van die seun sê toe, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Markus 9:24. Kom ons kyk na die Kanaanitiese vrou. Die Kanaanitiese vrou se geloof. Nadat Jesus gesê het dat hy net gekom het vir die uitverkorenes en die vrou met Jesus gerede kabel het, sê Jesus, groot is jou geloof in Matteus 15:28. Ook die hoofman oor 100 se geloof. Die hoofman oor 100 se diensknegt was siek en het Jesus gevra om hom te genees, maar geglo dat Jesus net 'n woord spreek en dit sal genoeg wees, self sonder om die sieke in persoon te sien. En Jesus sê, selfs in Israel het ek nie so groot geloof gevind nie. Lukas 7 vers 9. Kom ons kyk na Stefanus se geloof. Een van die nuwe diakens wat deur die apostels gekies is, het magtig gepreek en was waarlik 'n evangelis. En in Handelinge staan daar 'n man vol van geloof. Handelinge 6 vers 5. Geloof kan groei na mate die wortels van ongeloof uitgeroei word. Oortuiging moet geleidelik twyfel vervang. Ons versoek moet wees, gee ons meer geloof volgens Lukas 17 vers 5. Deur die werk van die Heilige Gees, Bybelstudie en ons ervaring met God sal ons kan sien dat julle geloof groter word volgens 2 Tessalonisense 1 vers 3.
Gestel jy twyfel oor God, sy karakter of sy woord? Hoe gemaak daarmee? Onthou net, God ignoreer nie en omseil ook nie die mense redeneringsvermoë nie. Hy het ons immers na sy beeld geskape en nooi ons om met hom in gesprekvoering te tree, soos dit inderdaad die geval was met Abraham, Moses en met Job. Die beroep wat hy op ons doen, is om te leer om binne die grootste raamwerk van sy oneindige rede te werk, selfs al word ons soms oorgegee aan dit wat ons nie ten volle begryp nie. Dink aan al die logiese redes vir jou geloof. Tog is die vraag ook, waar eindig logika en waar begin geloof? Met ander woorde, watter omstandighede behoort 'n vaste en redelike geloof beoefen te word? Ons beweeg aan na geloof en gevoelens. Efesiërs 2 vers 8. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Volgens Jesus sal ons met geloof wat so groot soos 'n mosterdsaadjie is, berge kan verskuif. Matteus 17:20. Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. As jy al ooit na so 'n saadjie gekyk het, weet jy dat dit piepklein is. Tog kan so 'n bietjie geloof grootste veranderings teweegbring. Geloof is duidelik van kardinale belang. Voorts moet dit kragtig en sterk genoeg wees om bo menslike dinge te kan vermag. Tog ontkiem 'n mosterdsaadjie. Dit groei en word 'n groot boom. Matteus 13 vers 31 tot 32. 'n ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai, wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groentesoorte en 'n boom word, sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Insgelyk moet 'n mens toeneem in geloof en nie stagneer nie. Ons benodig inderdaad 'n mate van geloof om in die eerste plek 'n verhouding met God te hê. Is geloof 'n gevoel of is dit 'n rasionele daad? Die antwoord is belangrik. Dit is nie dieselfde om te sê ek voel ek is gered as om te sê ek weet ek is gered nie. Waar kom geloof vandaan is die vraag. Geloof kom van God en hy gee dit as 'n gawe. Romeine 12 vers 3. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God dit aan elkeen toebedeel het. Efesiërs 2 vers 8 sê ook, want uit genade is julle gered deur die geloof. Dit is nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Eerstens moet ons verstaan dat geloof nie 'n stoffelike ding is nie. Dit is 'n menslike reaksie onder aansporing van die Heilige Gees. God is die genadige inisiatiefnemer, die een wat as ons hom net sou toelaat, ons deur die Heilige Gees nader aan hom trek. Jeremia 31:3 sê, die Here het aan my verskyn uit die verte, ja, ek het jou lief gehad met 'n ewige liefde. Daarom het ek jou getrek met goedertierenheid. Ons word deur geloof gered. Ons reaksie op God se genade wat ons deur Jesus se soendood ontvang. Ons word gered omdat ons glo in God, aangesien hy dit genadiglik so bewerkstellig het. Die vorm van die spul waarom ons hegte verhouding, ons boesemvriendskap met hom draai, is geloof. Wanneer ons positief op daardie geskenk reageer, wanneer ons begin om geloof uit te oefen, verwek daardie geloof gevoelens in ons soos vreugde, rustigheid, 'n gevoel van geestelike verligting. Maar geloof self is nie 'n gevoel nie. Dit is sekerheid,
Dit is oortuiging, Hebreërs 11 vers 1 sê, en die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dit hang nie van ons gemoed af nie. Gevoelens behoort nooit ons verhouding met God of ons geestelike ervarings te oorheers nie. Wanneer ek swak voel of ver van redding, moet ek juis die meeste geloof beoefen. Ons beweeg aan na wat is geloof? En ons begin by die definisie en ontwikkeling van geloof. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hebreërs 11 vers 1, 3 en 6 gee 'n breë definisie van geloof. Ons lees weer eens, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En dan gaan vers 3 voort en sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En in Hebreërs 11 vers 6 gaan hy verder en sê, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Geloof het baie te doen met ons begrip van God. Dit lei ons om in hom as skepper en beloner te glo. In die res van die hoofstuk beskryf Paulus die geloof van baie mans en vroue wat as 'n voorbeeld van aanmoediging vir ons dien om nie moed te verloor terwyl ons vir die beloning wag nie. Soos ons gesien het, het ons nie almal dieselfde vlak van geloof nie. Hoe kan ek die geloof wat ek het ontwikkel, of dit nou min of baie is? Eerstens, ons kan dit ontwikkel deur die geloof te beoefen, hoe klein of hoe groot dit ook al mag wees. Matteus 17:20 met daardie man wie se seun 'n demoon gehad het, deur julle ongeloof, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daarna toe, en hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Tweedens kan ons geloof ontwikkel deur die Bybel te studeer. Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Derdens kan ons geloof ontwikkel om vir God te vra om dit vir ons te vermeerder. Lukas 17 vers 5. Toe het die apostels aan die Here gesê, gee ons meer geloof. Dit kan ons gebed ook wees. Vierdens kan ons geloof ontwikkel om nie te twyfel nie. Markus 9 vers 23 tot 24 en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, en dadelik roep die Vader die kind met trane en sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Vyftens, moenie jou geloof op ander se geloof baseer nie. Matteus 25 vers 8. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Sestens, reageer op die Heilige Gees. Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En sewende, beoefen geloof as 'n gewoonte. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons beweeg aan en ons kyk na die geloof van Jesus. Hebreërs 11 is basies 'n lys van godsvreesende karakters wat geloofshelde was. Tog kan die geloof van geen een van hulle vergelyk word met die geloof van Jesus nie. Openbaring 14 vers 12 sê, hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Ons, die getroues wat in die tyd van die wederkoms van Jesus leef, word onderskei deur twee dinge wat ons moet behou. Dit is gehoorsaam of bewaar, die gebooie en die geloof van Jesus volgens Openbaring 14:12. Na mate die wêreld tot sy einde toe staan,
tree 'n gedeelte van die 3 engele boodskap na vore wat sê dat God se ware kinders die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Die wet, die gebooie en die evangelie, die geloof, is verweef in mekaar. Jy kan nie gehoorsaam wees sonder om geloof te hê nie, en jy kan nie glo sonder dat jy gehoorsaam is nie. Maar wat beteken die geloof van Jesus? Eerstens, dit beteken om gehoorsaam te wees aan Jesus en sy woord. Tweedens, 'n daaglikse verhouding met Jesus te hê. Derdens, maak Jesus die middelpunt van jou lewe. Vierdens, leef in ooreenstemming met jou geloof. Vyftens, jou geloof moet op Jesus gebaseer wees. Sestens, Jesus in jou lewe moet geweerspieël word. Sewende, sy genade as 'n gawe te aanvaar. Die geloof van Jesus, dit behels nie net 'n strewe na die tipe geloof wat Jesus in God die Vader gehad het, uit gehoorsaamheid aan Christus en aan sy woord nie. Nee, dit beteken ook 'n daaglikse, aktiewe belewenis met Jesus. Dit is 'n wete en 'n reaksie op die volgende feit, dat 'n reddende verhouding met God slegs moontlik is as Jesus die middelpunt van ons daaglikse bestaan is. Deur geloof in Jesus word ons geregverdig, Romeine 5 vers 1, omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus. Deur geloof word ons geheilig, Handelinge 26:18, om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiliges kan ontvang. Derdens, deur geloof word ons kinders van God. Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Die vraag is, hoe graag wil jy die geloof van Jesus hê? Bid nederig tot die Here om jou dit te skenk. Ek sluit af met 'n kwotasie uit Our Father Cares, Oktober 27. Vertrou dan op die Here Jesus om jou stap vir stap in die regte pad te lei. Jy kan by elke stap sekerheid en krag ontvang, want jy kan seker wees dat jou hand in sy hand is. Jy kan hardloop en nie moeg word nie, jy kan loop en nie flou word nie, want deur geloof besef jy dat jy jou hand in die hand van Christus het. Jy sal nie onder moedeloosheid sink nie, want terwyl jy voortgaan om die Here te ken en op hom te vertrou, sal jy versekering hê dat hy nooit die verlaat wat volkome op hom vertrou nie. Jou konstante helper is. Kom ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, dankie vir hierdie les oor geloof. Heer, ek wil bid dat U ons geloof sal versterk. Heer, kom ons ongeloof te hulp. Heer, help ons dan te groei in U genade en ons geloof net sterker en sterker te word in U. Help ons om meer en meer op U te vertrou, is ons gebed in Jesus naam. Amen.